kan word. Chairman, the announcement by the Minister that she wants to inspect the asset register to locate all state-owned buildings is a bit worrying. This is an indication that the state business is not exactly in order. The upgrading of clinics, hospitals, police stations, schools and other state-owned buildings is a matter that deserves urgent attention so that we do not see a repeat of the tragedies that happened the past 5 years, like the Hoërskool-Driehoek tragedy, the collapse of hospital Charlotte Maseke roof in Johannesburg, the burning of government buildings and offices, and the burning of police flats, which was happening this past weekend in Johannesburg. The Freedom Front Plus would like to see that the Minister deploys structural engineers to all schools, clinics, hospitals, and all other state-owned buildings to determine the current state of all these buildings and to start with upgrading and repairs in the case when these buildings are found to be unfit for humans to visit and work in. People and children's lives need to be protected and the public is tired of tragedies. Die regering se plan met die skep van megastede is 'n resep vir rampspoed, aangesien die huidige stede en dorpe nie eens in stand gehou kan word nie. Die minister het ook hieroor aangekondig dat die privaat sektor betrokke moet raak by die bou en instandhouding van infrastruktuur vir 'n tydperk van 20 jaar, waarin dit weer aan die staat oorgedra moet word. Met die huidige toestand van munisipaliteite, waar dienslewering totaal agteruit gegaan het weens die swak bestuur en ineenstorting van infrastruktuur, soos in die geval van Mfuleni, Mogale City, Bloemfontein en ander dorpe, kan die VF+ nie sien hoe die skep van megastede gaan help om hierdie probleem op te los nie. En 'n goeie voorbeeld daarvan is dat die Mfuleni Stadsraad in Gauteng spandeer nie sy municipal infrastructure grant in 'n jaar, finansiële jaar nie. Dit is 'n groot kommer. Die VF+ is van mening dat so 'n stap bestaande stede in 'n groter gemorsel dompel as wat tans die geval is. Indien die privaat sektor nie in die minister se voorstel gaan inkoop nie, sal hierdie plan van megastede die huidige rampspoedige situasie net vererger. Reeds begin die rooi ligte hieroor flikker met die huidige ontwikkeling van Briekville aan die Wesrand, waar grond gevaarlik is vir menslike gebruik weens insinkings en dolomiet. Hierdie grond is aangekoop deur die Mogale City munisipaliteit vir 'n bedrag van 63 miljoen rand, terwyl die waarde daarvan maar slegs 2,9 miljoen rand is. Die megastad ontwikkeling van Daggafontein aan die Oosrand word ook gekenmerk deur bekommernisse van die publiek wat al sedert 2017 nie aangehoor word en terugvoering gegee word nie. By beide hierdie ontwikkelings is die openbare deelnameprosesse nie reg volgens die wet uitgevoer nie en weer eens word projekte deurgestoomroller wat erge gevolge vir die toekoms kan inhou. It is good to have ideals for the future, but if one takes South Africa's current political circumstances, the mismanagement and corruption into account, it is clear that the idea of building megacities, like in the United States, for example, is simply not attainable, especially not under ANC rule. The FF+ first want to see existing infrastructure being upgraded and properly maintained and managed before government starts dreaming about megacities. Voorsitter, ek sluit af. Dit is uiters noodsaaklik dat ons bestaande paaie-netwerke en die nodige aandag kry om ons padverbruikers 'n veilige netwerk te gee om te kan beweeg van punt A na punt B. Dit is ook uiters noodsaaklik dat ons skole, hospitale, klinieke en ander staatsgeboude in stand gehou moet word om die verdere verval van ons infrastrukture te bekamp. Behuising kan nie geskep word sonder die nodige infrastrukture van paaie, stormwater, riool, elektrisiteit, klinieke, skole, polisiestasies en hospitale soos wat tans in Gauteng gebeur nie. Nuwe infrastrukture wat wel geskep word, moet in gebruik geneem word en nie soos in die geval in Gauteng waar taxi-staanplekke opgerig is teen 'n bedrag van 79 miljoen rand al voor 2014 en nog nie is in gebruik geneem is nie. Suid-Afrika moet aantreklik gemaak word vir internasionale beleggers om op kapitaal hier te kom belê. Kom ons ruk Suid-Afrika reg. Kom ons maak ons land aantreklik. Kom ons sit skouer aan die wiel en gryp in om verdere verval van alle netwerke te verhoed. Kom ons red Suid-Afrika, kom ons bou Suid-Afrika. Dankie voorsitter.